Hierdie is vanmorgen vanmorgen met saam met ons skouoperasie van Wiekers Victoria's die ICU uit is verante operasie gehad, baie ernstige operasie gehad. So ons bid vol ook vanmorgen. Alles nog iemand wat ek ons so vinnig ontvang het. Maar dit maak nou nie saak, as ek kop doen en die kort is vanmorgen gedachte. Daar waar jy sit vanmorgen sit bid, ek bid vir julle wat siek is. En jy kan ons ook opsteek en sê, ja, ek dink ook vanmorgen, hierdie persoon of daar persoon. Julle weet, wie is siek, en ek weet wie dit aan, kom ons met saam. Vader, dank jy ons vanmorgen staan en die teenwoordigheid. Julle, die woord sê, wat u op is, daar is die teenwoordig, ons wil dit wees hier. Die woord sê ook iets overal, julle, jy is al goed teenwoordig, waarom weet ons vanmorgen. Julle, die teenwoordigheid kom ons in ons nader die Here, en diepe erkentlikheid en afhanklikheid of van, julle, hulle wat siek is, hulle wat krank is, hulle wat in die hospitaal is, hulle wat hospitaal begaan, hulle wat in die hospitaal was, hulle wat al siek is, Here, sonder dat hulle nodig het om hospitaliseer te word, vraag dat julle sal ander raak verwoorden, een en elkeen. Julle, u ken elkeen se behoefte, elkeen se gesondheidstoestand. Ons bring dit vanmorgen na u toe, ons staan op die woord verseker Christus wonder, is daar vir ons geneesing. En Vader, ons vertrou, dat ons weet wie u op ons staan liefde, en genade sonder mal. En julle in die liefde en in die genade, Here, weet u die woord as ons roep. En ons staan by Here, en ons maak elkaar die liefde en die genade, en ons vraag, raak er een en elkeen van vanmorgen. Ag Vader, seker die dienst, sien hulle wat ons vanmorgen kan lei, in sang en muziek, dan sien hulle wat vanmorgen die kinders van bedien in die kerk. Ag Here, sien ook die boodskap vanmorgen, dat het in ons hart is, wat ons vind, dat ons gebouwd is, dat sal worden. En dan Here, vraag dat die elke persoon wat vanmorgen een bijdrage maak, die saak in die grootte daarvan die, Here, elke een sal sien, Here, en dat die hulle wat nie kan gee vanmorgen ook sal sien, Vader, sal dit ook met hulle soveel beter sal gaan. Ag Here, dan vraag ek ook vanmorgen, dat jy ons sal sien met wysheid en verantwoordelikheid om dit te inword. Dus van weer op bewyse dat Here hier aanneemlik is. Ek vraag die Here dat ons sal sien, dat ons genade sal wees, in Christus naam. Amen. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam, kyk net vir die persoon langs jou, en as hulle nie glimlach moet trek voor die skielik gesit van iets, dat hulle kan glimlach, maar dan sing ons lekker saam. Christ and
Die Bijbel direct, ik heb ook op Handelingen 2, moet u lezen vanaf vers 42 tot 47. Gister was ons thema met die ene van het alvast gebed, eenheid in die gemeente, eenheid in die kerk, eenheid in die geheel, vandag gaan we dan ook ons bediening. En al wat ek wil sê is dat hierdie
thema's wat ons daar gee, is net so 'n bietjie rigtinggewend om te sê, wie wat ons beleiding moet vir hierdie verslag bring. Jy weet besef, jou gebed maak ook 'n verskil ten opsigte van daardie ding. So net een is daar, Handelinge 2, ek het vir lees vanaf die 42ste vers. Baie mooie gedeelte hier, die gedeelte van die eerste keer is vers 42 sê, en hulle volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in gebede. Luister net mooi, wat sê hy? Hulle het volhard, hulle het aangehou daarmee, met ywer, met energie, en wat ook al, om die leer van die apostels, dit te ken, dit toe te pas, dit uit te leer, dit te verkondig, en in die gemeenskap, en dan in die verhouding wat hulle het met mense, en die breking van die brood, en die gebede, en vrees dat elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar, en alles gemeenskaplik besit. Hulle eiendomme en besittings het verkoop en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het die eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Terwyl hulle God prys, en die guns was met julle volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. En die Here het daagliks by die gemeente bygevoeg, die wat gered is. Ek wil vanmôre met julle praat oor die gedagte van rigting. Rigting. Hierdie gedeelte kom die apostel en hy sê vir die mense, Petrus praat, na die uitstorting van die Heilige Gees, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en Petrus sê, en hulle vraag, wat moet ons doen? 'n baie relevante vraag vir die dag en tyd waarin ons lewe, wat moet ons doen? En ek wil dit spesifiek op verband bring met ons geestelike gesondheid. Jou geestelike gesondheid, my geestelike gesondheid, ons as gemeente se geestelike gesondheid. Wat moet ons doen? Petrus kom op hierdie vraag van hierdie mense, hy sê, bekeer julle, laat julle doop, nou van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en dan die belofte van die Heilige Gees wat julle toekom, en so gaan hy aan, en hy gee vir hulle rigting. Hy is baie duidelik, dit is wat julle moet doen. En dan kom hy en hy gee vir ons, verder in die gedeelte wat ons gelees het, inligting oor wat die mense wel gedoen het. Hulle het 'n bepaalde rigting gehad wat hulle ingegaan het. Rigting wys vir jou 'n pad. Rigting wys vir die roete wat gevolg moet word. Rigting is die koers waarin jy beweeg. Dis die oriëntasie van jou lewe, van jou besigheid, van jou kerk, van ons as 'n groep saam, van jou en jou gesin. Die rigting wat jy inslaan, die pad wat jy volg, bepaal jou bestemming. Ek kan nie op die N1 klim suid en by Durban wil uitkom nie. Ek gaan Kaap toe dan. Dis nie reg plek om te gaan nie, al mos die saak gestel. Die feit van die saak is dit, jy gaan Kaap toe op die N1 suid toe. Maar as jy noord gaan, dan kom jy daar by die Trikant verby tot Rosina. Die rigting wat jy ingaan, bepaal, die koers wat jy ingeslaan het, bepaal wat is jou eindbestemming. En rigting vereis van ons keuses. Elkeen van ons wat 'n bepaalde rigting volg, het keuses wat ons moet neem en keuses wat ons moet uitvoer en wat ons moet uitleef. Keuses ten opsigte van watter waardes en watter beginsels gaan ons in ons lewens navolg. Wat gaan ons doen en wat gaan ons nie doen? Dit geld ook vir ons as 'n gemeente. Watter waardes is daar? Watter koers? Watter rigting? Weet jy, ek lees die verhaal van 'n seun van so 15, en daar's 'n paar weergawe van hierdie verhaal. Maar hierdie spesifieke weergawe sê dit was, hierdie seun was 15 en is deel van die verkennerskorps gewees in Noorwe. Gedurende die jare 1943 toe Noorwe beset was deur Nazi-Duitsland. En hierdie ouens, die Duitsers, het ons nou beheer gehad oor hierdie gebied en nou is daar 'n pad wat hulle ry, maar soeke 'n bergpas wat ek kan sê, wat hulle moet volg op 'n plek waar die soldate van die Duitsers besig was om te veg. En ek dink op daardie die oostelike gedeelte was hulle besig met die Russe te beklei en oorlog te voer.
En hierdie seun van 15, hierdie verteller, hierdie ou is dopgehou. Hy het gesien hulle ry op die pad. Maar ergens op hierdie pad is daar 'n vink. 'n Pad wat links gaan en 'n pad wat regs gaan, en daar's 'n bordjie wat wys, gaan regs. Want jy sien, as jy links gaan, dan gaan jy op 'n gevaarlike pad. En daarom het die bordjie daar gewees om hulle te sê, gaan regs. En hierdie konvooi bestuurders, hierdie trokbestuurders, het hierdie rigtingbordjie nou geset gevolg. As hy sê regs, dan gaan jy regs. En hulle het nie links gegaan, hulle het geweet, daar's 'n rede, daar's 'n doel. Want die rigting wat jy instaan, gaan jou eindbestemming bepaal, en hulle wil op 'n bepaalde plek gekom. En hierdie jong seun het hierdie besigheid so gekyk en hy het geweet. Hy kan nie met iemand daaroor praat nie. Hy het geweet hy kan nie amptelik deel word van die weerstandsbeweging wat daar was nie. Al wat hy kan doen is hy in stilte op sy eie moet hy optree. En hy gaan en hy verander die rigtingbordjie wat sê jy moet regs gaan na links. Die linkerkant is 'n gevaarlike pad wat jy nie moes ry nie. Die uiteinde daarvan is hierdie bestuurders van hierdie trokke kom en hulle volg die pad links. En daardie dag stort 23 trokke daar af. Ek weet nie hoeveel is 200 voet nie. Ek weet dit was hoog en hulle is daar af. 23 trokke, vol voorraad kos en ammunisie en dokumentasie en wie weet wat. En 73 Duitse soldate val met hulle dood en 'n ton ander lewens word in die proses gespaar. Hierdie seun het gesien hoe hierdie Duitsers hierdie trokke ry en het gesien hoe volgende hierdie rigting. En hy het geweet as hy hulle rigting verander, dan gaan hy hulle eindbestemming verander. En dieselfde beginsel geld in jou lewe en in my lewe en in 'n gemeentelewe. Die rigting wat jy inslaan is uiters belangrik, want dit bepaal jou bestemming. Dit bepaal waarvan jy uiteindelik uitkom. Hy het gesien hoe hierdie rigtingwysers absoluut gehoorsaam. En hy het dit gelei teen 'n gevaarlike pad. As hy dit wat ook sê, hulle moet kies die baie is te speel. En hulle het gekies. En die rigting, die verkeerde rigting gevolg. En dit het tot hulle dood gelei. Die resultaat was 'n reuse sukses. Die weerstandsbeweging, die mense wat teen die Duitsers geveg het. Die Duitsers was 'n uiters gevoelige slag gewees, wat hulle nie gekom by die bestemming wat hulle gehad het, net gevolg van 'n keuse om hulle te vat. Maar wat interessant is in die hele ding is, hulle het nie die roete gekry en geweet, maar ek kan nie die links gaan nie. Hier waar hierdie pad vir, moet ek regs gaan. Hulle het nie die pad gekry nie, hulle het net na die dag geskryf. En dit het 'n probleem veroorsaak. En dit het 'n groot slag, 'n gevoelige slag gewees. En die beselfde beginsel geld vandag vir jou vir my. Die rigting waarin 'n Christen beweeg is bepalend vir sy geestelike groei en ook die geestelike gesondheid. Die rigting waarin 'n gemeente gaan, bepaal ook die gemeente se gesondheid, geestelike gesondheid. En as 'n gemeente geestelik gesond is, dan groei hy. Dan kom daar getalle by. Dan voorsien die Here en die Here in so 'n situasie. Maar waar daar ongesonde situasie is, dan kan jy sien, daar's 'n afwaartse, 'n negatiewe groei, daar's 'n afwaartse, 'n negatiewe spiraal gewees. En dit geld in die gemeente, daar's baie navorsing te doen oor gemeentegroei en kerkgroei en al hierdie dinge. Maar sekere studies het tot voltrekking gekom, dat daar is 5 dinge, indikators, 5 aanwysings op 'n gemeente gesond is. Daar is ook bepaalde aanwysings of u en ek as geestelike kinders van God lekker gesond is, of ons daar genesing nodig in ons verhouding met die Here. Gemeente bestaan uit mense. Sonder mense het jy nie 'n gemeente nie. Sonder 'n gemeente het jy nie 'n denominasie nie. En dis hoe dit onderop opwerk. En wat belangrik is, as jy net in bo gesond is, dan word dit onder gesond is. Verstaan jy my denominasie? Jy weet my. Dit kom nie van bo af nie, en sê viskrop van sy kop af onder toe. Maar ek het jou gesê gesondheid en krag en sterkte kom van onder af en boon. In elk geval, daar's 5 aanwysings. En 'n gemeente
wat geestelik gesond wil wees en moet wees, moet dan nou stuur om hierdie 5 aanwysers uit te leef en ons gaan dit hier toepas. As jy gaan kyk wat staan die visie verhaal in die kerk is, dan sal jy sien dat ons beweeg in die rigting wat ek nou weer gesê het. Ten eerste, moet 'n gemeente en die lede van 'n gemeente in 'n goeie verhouding wees met die Here ons God. En as jy nie in 'n goeie verhouding is met die Here nie, dan moet ons alles in ons vermoë doen om jou te help om in 'n goeie verhouding met die Here te kom. En ons moet vir jou bid, en ons moet saam met jou bid, en ons moet jou opleiding gee, en ons moet vir jou rigting help aanwys, sodat jy die regte keuses kan maak om te groei in jou verhouding met die Here. En mense hou nie altyd daarvan, want partymal wil mense doen wat hulle wil doen, hulle wil die rigting volg wat hulle gekies het, terwyl daar eintlik stop kom en hulle besef dat iemand ek moet verander. So die eerste ding is, jy moet in 'n gesonde verhouding wees met die Here. Dit pas aan met die groot beginsel. Die beginsel sê jy wil die Here jou God lief hê. Jou hele hart, jou hele siel, jou hele krag, al jou verstand en alles. En dan die tweede wat daarmee gelyk is, jy moet jou naaste lief hê. Met ander woorde, jy moet in 'n goeie verhouding wees met die mense met wie jy in die gemeente is. Jy moet met die werk mense 'n goeie verhouding wees. Jy moet in die huis met mense 'n goeie verhouding wees. Jy moet in 'n goeie verhouding met mense wees. Dit is net wat dit is. Dis die eerste en die belangrikste. Omgee. En omgee en liefde is 'n taak. Ek sê dit baie keer, en ek sal seker ook nog baie jare sê, jy sê nie vir iemand jy's lief, as jou dade en jou woorde dit nie bewys. Jy kan sê jy's lief vir iemand, maar sonder dat jy iets doen om dit te bewys, beteken nie veel. En dieselfde geld in ons verhouding met die Here, in ons verhouding met mekaar. Ten tweede, jy moet 'n baie duidelike en spesifieke identiteit hê. Ons het 'n identiteit, ons het 'n identiteit in Christus. En dit beteken ons wil die eienskappe en die karaktereienskappe wat Christus openbaar het, die insettinge en die verordeninge, die reëls en die waardes en die beginsels wat hy vir ons geleer het en leer het aan die bergpredikasie en op ander plekke in sy woord, moet ons vat en ons moet dit omarm, ons moet ons eie maak, ons moet dit deel maak en ons moet daai goed begin uitleer, dan kan mense sien wie ons is. My oupa was 'n vrugteboer, my swaartjie is 'n vrugteboer, wat moet jy sê, as ek dan deur 'n boodskap, dan verwag ek nie 'n appelkoos met 'n peer of 'n pers nie. Want die vrug bepaal die identiteit. En die eerste vrug wat ons moet hê is ook die eerste vrug van die Heilige Gees, wat sê daar moet liefde wees, daar moet omgee wees. Is dit maklik? No, dis nie maklik nie. Ek moet vir sê, daar is baie mense wat in stysel geloop is, jy kry nie 'n glimlag op hulle nie. Anders dan sy gedoop. As jy so kyk, dan is jy so suur op die spiegel. Nee, my broer en suster, jy moet liefde uitstraal. Dan moet 'n glimlag op jou gesig wees, dan moet vriendelikheid, dan moet warmte, dan moet hartlikheid wees. En jy moet dit uitleef. Want wanneer jy 'n besluit maak om dit te doen, gaan jy dit kan uitdra, en of jy sê as jy dit uitdra, gaan dit aansteeklik wees vir mense wat dit doen. Hoor wat ek sê? Die gemeente moet 'n duidelike identiteit hê. Een van dit is jy moet vriendelikheid met almal mense geken wees. En dit is deel van ons Christelike identiteit. Hoe ervaar mense my, hoe ervaar mense jou, hoe ervaar mense die gemeente? Die tweede een is leierskap moet uitgeleef word op 'n wyse wat bepaal dat dit is gedeelde verantwoordelikheid. Dis nie 'n een-man besigheid nie. Dit klink nie. Die Here het ons almal talente gegee. Die Here het ons almal vermoëns gegee. Die Here het bepaal dat elkeen van ons kan iets doen. Ongeag hoe gering dit in jou eie protokol mag wees. Daar's 'n doel, daar's 'n rede vir wat jy kan doen. Daar's mense wat sê ek kan nie meer af sê ek kan nie meer dit en ek kan nie meer dat nie. Vroeger jare het ek dit en ek het dit. Jy kan nie vir jou dood toe staan nie kan bid. En dis die magtigste. En dis die pragtigste. En dit wat jy doen. Dis die derde en die vierde is die gemeente se verhouding met die plaaslike gemeenskap. Ons leef nie inwaarts nie. Jy weet daar's 'n dooie see en die ouens wat oor Israel ken sal weet dat die dooie see nie uitloop. Hy het 'n inloop, maar hy het nie uitloop nie. Maar daar waar ook 'n uitloop is, daar's lewe. Daar's voëls, daar's visse, daar's al daai goed. Daar's lewe. Want dit wat inkom moet ook uitgaan. Die Here het ons nie hier gesê, ontvang liefde en ons gee sy liefde. Ek vat liefde as 'n voorbeeld. Die liefde wat ek in die Here af ontvang,
moet ek ook bereid wees om te deel met ander mense. Dit is moeilik, ek weet. Maar het bly nog steeds ons doel en ons verantwoordelikheid. En dan bepaalde feite ding wat baie bepaalde indikator is. Hoe dink jy oor die gemeente toekoms? Hoe dink jy oor jou eie toekoms? Ek wil vanmôre vir jou sê terwyl ek hier staan. Ek het hoop, ek het moed en ek sien uit na wat die Here in hierdie gemeente gaan doen. Is nou 'n goeie tyd om te sê amen. Ek sien uit wat die Here in hierdie gemeente gaan doen. Hoekom my broer en my suster? Want ons het een begeerte, ons wil die wil van die Here doen volgens die woord van God. Niks anders, niks meer nie, net dit. En daarom hamer ek die afgelope 2 jaar al oor gebed en ek hamer op verhoudinge. En ek hamer oor die woordkennis en die verhouding met die woord. Want sien wanneer jy bid, dan verbeter jou verhouding met God. En wanneer jy die woord lees, dan kom jy uit die gees en maak jy die dooie letter lewe in jou hart en jou gemoed en dit jy begin dit toepas en dit verander ook jou verhouding met ander mense, dit verbeter en al daai dinge. En nou kom ek hier in die kerk vir die eerste keer, dat sien eers is 'n paar ouens, hulle is nie meer almal mooi en hulle is nie almal skraal soos ek nie, maar almal van hulle 'n vriendelike gesin. En dit maak ek sê dis ek moet daar wees. Want hierdie ouens groepe, hierdie ouens is vriende. Dit wys. En dis belangrik, my broer en suster. En as ons daai goeders doen, dan sal God groei gee. Ek lees in hierdie gedeelte en dit sal by gewees. Die Here het daagliks bygevoeg die wat gered is. Hoekom? Omdat hierdie ouens bepaalde goed gedoen het. Wat het hulle gedoen? Hulle het 'n bepaalde koers beslaan, 'n bepaalde rigting gehad wat hulle gevolg het. Hulle het volhard in die leer van die apostels. En in die gemeenskap, met ander woorde verhoudinge met mekaar. En die breking van die brode en in gebede. Dis die goed wat hulle gedoen het. En wanneer ons as kinders van die Here wil ons begin hierdie goedes doen, dan seën die Here, want dis wat hy wil ons doen. Kyk ons na die ander kerk. En hierdie skrifgedeelte, en ons sien ons. Hierdie ouens hulle was vrygewig geweest. Hulle het omgegee. Hulle was toegewyde kinders geweest. Hulle was verbind daartoe om te leer, ander te leer en lering te kry. En hulle het 'n uitwaartse fokus gehad en hulle was verenig in hulle doel. Nou kan ek vir sê, maar wat se uitwaartse fokus het ons? Nou wil ek dit môre sê, dis deel van wat ons wat in my hart leef, wat ek nou op die bestuursraad gaan deel, en wat ek op die gemeente en ek gaan deel, is ook dat daar 4 dinge wat ons moet doen. Die woord vir Here sê, hulle het uitgegaan na die omgewing, Judas en Samaria en daar in die uiterste verse. Daar's 4 dinge wat ons gaan doen, hoe ons betrokke gaan wees met 'n uitwaartse fokus en 'n uitwaartse visie. Kan dit help ons? Ja. Kan ek help vra? Nee. Maar gaan nou oortjies in elke deur en sê, daar is nog gooi, en of 'n briefie daar al gooi, verder al gooi, sê, dis vir dit, dan is dit. Ons gaan begin met iets hier in die gemeenskap. En ons gaan verder van ons gaan die sender nou identifiseer, wat ons ook voor die bietjie kan doen. Ons gaan met die Bybelgenootskap ook iets gee, want hulle het ook 'n belangrike taak gevul. Maar daar's 4 dinge wat ons gaan doen. En ek my eerste gedagte, my eerste wens en begeerte en ek weet is dit, dat ons elke maand R2000 sal kry by die Here met spesiale gevalle van elke van hierdie 4 punte R500 'n maand afgee. Is dit baie? Nee, dit is nie baie nie, maar dis 'n begin. Dis 'n begin. Ek dink terug in jare gelede in 'n gemeente gekom het wat swaar gegaan. Daar was skuld, daar was probleme en so aan. En ons begin om ons fokus te vat weg van onsself af. Ons verander ons inwaartse fokus na 'n uitwaartse fokus en ek het verstom gestaan oor hoe die Here ons geseën het. Nie vir my geseën nie. Ek het nie in mekaar gekry nie, ek het ook nie gekla oor in mekaar nie, maar ons het begin om die wil van die Here te doen. Die Here het ons geseën rondom dit. En dis wat hier in die Handelike Kerk gebeur het, dat die uitwaartse fokus staan. Hy sê dat, en hulle wil hard in die leer en in die gemeenskap, die verhouding met ander. Die Bybelse rigting is vir ons as gemeente en vir ons as individue baie duidelik. Daar is 15 sê die Here, lei in my, want sonder my kan julle niks doen. Hy sê vir ons op 'n ander plek, vra wat julle wil hê. Maak julle begeertes met danksegging en smeeking bekend. My broer en my suster, as ek vanmôre hier staan, sê ek bid en ek roep 'n siel vir elke sitplek. En as elke sitplek 'n siel het, dan sê ek, Here,
laat ons daar nou stoele indra, want ons het nog ruimte hier waar ons stoele kan sit, dat daar nog siele kan kom. Hoekom? Omdat ons 'n groot kerk wil hê? Nee, maar omdat ons wil help dat mense in eindbestemming sal hê, omdat hulle ook die regte keuse gemaak het, en die Here sal dien, en die Here sal volg. Dit begin alles met 'n verhouding met die Here en 'n verhouding met mekaar, met liefde. En hoe bou ons met die Here 'n verhouding met die Here? Deur gebed, deur gehoorsaamheid aan sy woord, deur sy woord te lees en toe te pas dit wat ons lees, dit wat ons hoor. Spreuke 3 vers 6-4 sê een van my gunsteling teksverse. En hy maak dit baie duidelik. Ken die Here in al jou wege. Laat die Here jou rigting wyser wees. En as die Here jou rigting bepaal, dan sê hy, ek sal jou paaie vir jou gelei. Leef die volgende, volgens die leiding van die Here. Gehoorsaam sy wil en wandel in gehoorsaamheid. Dis wat jy moet doen. Leef volgens die leiding van die Here, volgens die leiding van die Heilige Gees. Gehoorsaam sy wil en gehoorsaam ook die dinge ons doen. Jesus sê Matteus 16, vers 24, volg my. Daar praat van spore van geregtigheid en Psalm 23. Volg my. Die keuse is vir ons as Christen en nie vir ons as gemeente. Dis God se pad op my eie pad. Wat 'n pad stap jy? Wat 'n rigting het jy? Wat 'n koers het jy ingeslaan? Die fokus moet wees. En hierdie vraag is belangrik soos dit vra. Waarvoor bestaan ons? Waarvoor bestaan ons? Pastoor Pieter Klein vra my hierdie week. As jy dinge in jou lewe anders kon doen, wat sou jy doen? Hoe sou jou bestaansrede, jou bestaansdoel verander gewees het, as jy al jou keuses kon doen? En ons kan dan vraag vir ons self vra. Hy sê ons het een ding in gemeen en dit kan ons nie verander nie. Ongeag of ek wil sê ek wil 'n prokureur word, of ek wil 'n dokter word, of 'n veearts word, of wat ook al, 'n kamerads, dis nie die belangrikste ding. Die belangrikste ding is dat ek in 'n verhouding met die Here sal staan en dat ek in 'n verhouding met die medemens sal staan. Dis die belangrikste. En dit kan nie verander nie. Dit bly dieselfde, ongeag wat jou beroep is, of jou lewe is, dit bly dieselfde. Waarvoor bestaan ons? En ons missie, dit wat ons toepas, moet duidelik maak wat ons doen. En wat derde is, doen ons dit op vertrouwen dat God bedien. Doen ons dit in die gehoorsaamheid van die Here. Hierdie skrifgedeelte wys vanmôre vir jou by jou, vir my, vir ons, die woord, gemeenskap, gebed en fokus op Christus. Een ek in ons gemeente is geroep om die woord sentrale punt in ons geloofslewe te maak. Ons is elkeen individueel geroep om tyd by die woord te kan spandeer. Dit is 'n sentrale plek in my lewe te gee. Ek dink baie keer van ons broere en mense wat op ver afgeleë plekke gebly. Hulle kom nie elke Sondag kerk toe gaan nie. Dit is om Sondagmôre as al nagmaal is, elke derde maand het hulle nagmaal gehad. Ek dink spesifiek in dorpies soos Juliende. Dan lyk dit asof dit amper soos met Sophie se van hierdie plekke is dansseisoen is. Dit is net plek voertuie en goederes waar mense kamp en hoor en daar bly, want hulle kom nagmaal. En dit was wel 'n belangrike gewees. Hulle het ander tyd maklik by die kerk kon kom nie. Maar wie wat hulle elke dag in die boeke gevra. Hulle het elke tyd in gebed spandeer. Hulle het elke dag in die woord spandeer. En dis waar hulle groei en hulle sal vastig en voldaan kom. Ons liefde georiënteerd wees, ons moet liefde gedrewe wees. Christus te fokus hê. Deur gebed God afhanklik. Diensbaar wees met ander woorde, deur liefde te bewys, liefde te gee. Dit is 'n aksie en handeling realiseer. Ons moet die evangelie nie verkondig of leef. Ons moet dit doen. Vraag om ons hoe word jy met geestelik gesonde Christen? Hoe word ons 'n geestelik gesonde gemeente? En hier het al in die gesê. Maar die eerste stap, die eerste tree is te fokus op 'n lewende verhouding
met 'n lewende God. Geestelike gesondheid begin by liefde. By 'n verbondenheid tot die Here ons God en sy werk en sy woord. As ons vanoggend 'n bepaling, 'n diagnose moet maak van jou lewe en van my lewe en hoe bevorder die keuses wat ons maak, ons besluite, ons moeite met die verhoudings waar ons staan, ons gebedslewe, ons tyd in die woord, ons waardes, ons geestelike gesondheid. Hoe sal so 'n diagnose sein? Hoe sal dit môre vir jou lyk en vir my lyk en ons as gemeente? Maar kan dit nie anders as om terug te kom by Josua 4:15. En Josua sê, en hy maak baie duidelik wat 'n rigting hy gaan inslaan. Hy en sy gesin. Hy sê, kies dan vandag wie julle wil dien. Maar ek in my huis, ons sal die Here dien. Dis ons rigting, ons wat die Here volg, soos wat Jesus vir ons sê, daar in die Nuwe Testament volg. Sy rigting is duidelik. Ek sluit af vanmôre met hierdie vraag. Is ons keuses, is ons rigting wat ons op is, die koers wat ons ingeslaan het, is dit duidelik? Dat ons ons eindbestemming wat vir ons wag ewig geleer, of lyk dit maar nog vervat? Ek wil vanmôre vir sê, hierdie gemeente, saam met hulle is, in die toekoms. Hierdie gemeente sal groei, van krag tot krag, vooruitgaan, solank as ons skrif getrou is, solank as dit is die woord van die Here opstaan, die waarheid van die woord staan, en solank as dit is die een vir die lewe wat God is. En ek moet woord gevraag, die saam met die tafel staan. Maar maak nie te wil ek bid, te besluit. Ek gaan nie môre weer vraag staan op, ek gaan nie weer vraag staan op jou hand, ek gaan nie weer sê, van Philip op jou, ek gaan nie weer iets weer sê, hoe met jou nie meer, nie dat my stuk, terwijl ek dit en sê, hier wat, iets besluit, ek wil help. Want ek wil een geestelike gezonde Christen wees, en ek wil deel is vir een geestelike gezonde gemeente. Teken het een fout was gemeente in die vraag, maar ek ken die saam te steken. Ek vanmôre kom ons bid. Here my God, ons kom vanmôre na U toe en ons vra, Here, dat U ons sal help. Ons sien in die woord, Here, U Bybel daagliks die wat het gered is. En ons sien in die woord, Here, dit goed gegaan met die kerk. Maar Here, ons sien ook dat hulle sekere dinge gedoen, hulle besluit, Here, om waardes uit te leef. Verhoudinge te bou, verhouding met U te handhaaf, verhouding met ander mense in die gemeenskap, brood te breek, te bid, te volhard in gebede. En ek wil vra, Here, gee ons genade, dat ons dit sal doen as individue, ons eie lewens, maar Here, dat ons as gemeente dit ook saam sal doen. En dat die rigting wat ons op beweeg, die koers wat ons inslaan, skrifgetrou sal wees. In die afhanklikheid van U, Here, afhanklikheid wat dag na dag bevestig word in ons gebedslewe. Gespoei op die woord en die gees en die woord lewe maak. Ek vra dit vanmôre in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Seën ons dinge wat ons so sal wees. In Christus naam. Amen. Kom ons staan ons van laaste die lekker saam sing, daar dat ons nog nie